Hartlike goeiemôre van my kant af, weer eens 'n wonderlike voorreg om so saam met u te wees en mag die Here ook vir ons ryklik saam seën. Hierdie is dan 'n blou ruier of 'n grey heron en hy word geïdentifiseer aan daardie swart kuifie wat hy aan die agterkant het, daardie swart gedeelte bo op daardie kop van hom. Nou hierdie voëls lyk of hulle op stelte loop, hulle het redelik lang bene en daarom word hulle ook waadvoëls genoem, omdat hulle hierdie lang bene het waarmee hulle dan ook moet loop. Hulle word tot so 1 meter hoog en so 1,5 kg in gewig. Hulle kos is meestal maar in die water, waar hulle dan visse en paddas en allerhande amfibiese diertjies soek om dan te eet. Hulle sal redelik deur hierdie vlak water dan met hulle bene loop, en iets wat nogal interessant is, dat hulle nie beperk is tot vars water nie. So hulle is redelik aanpasbaar, hulle kan selfs in soutwater, kan hulle dan ook hulle kos gaan soek. Die Here kom leer vir ons iets van sy wonderlike beskerming en bewaring, en iets wat ons dan ook in die woord van die Here vind, gaan oor die hand van God. Johannes 10 vers 28. En ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie. En niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Kyk hierdie wonderlike waarborg wat ons binne in hierdie gedeelte vind. Niemand sal hulle uit my hand uitruk nie. Dit is 'n waarborg wat die Here Jesus Christus gee vir elke ware kind van die Here, ware weergeborene wat die getuienis in sy en haar hart het dat hulle weergebore is en dat hulle die getuienis van die Heilige Gees ontvang het, dat hulle waarlik kinders van die Here is. Daarom, liewe kind van die Here, u wat sê dat u kind van die Here is, het u daardie sekerheid dat u vanoggend gered is. Daarom ook daardie wonderlike waarborg wat ons het, maar ook kyk na die veiligheid. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Dit praat van veiligheid, dit praat van beskerming, maar ook wanneer ek in die hand van die Here is en hy dan ook vir ons sê, niemand sal hulle uit my hand uitruk nie, dat ons ook 'n wonderlike rus in die Here Jesus Christus ook mag hê. Die Here Jesus Christus wat vir ons daardie wonderlike rus, beskerming en veilige vesting ook wil bied. En daarom gaan hy voort in Johannes 10 vers 29. My Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal, en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Ek en die Vader is een. Die Here Jesus Christus en die Vader is een in daardie godheid, en wanneer hy dan ook dit vir ons kom sê, dan gee dit daardie wonderlike wete, dat ons eintlik beskerm word deur God die Vader en God die Seun en God die Heilige Gees. En as ons daardie veilige beskerming en bewaring dan ook geniet, kan ons ook ons rus in die Here Jesus Christus stel. Johannes 17 vers 12 kom en hy getuig teenoor sy disippels as hy daardie gebed tot die Vader bid. Toe ek saam met hulle in die wêreld was, het ek hulle in u naam bewaar. Kyk die wonderlike hierso, hy het hulle bewaar. Oor die wat u my gegee het ek gewaak, en nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die seun van die verderf, sodat die skrif vervul sou word. Hier kom die Here Jesus Christus en hy sê, hulle was onder my beskerming, onder my bewaring, en net so wil die Seun ons ook beskerm en bewaar onder sy kosbare bloed, en dat ons ook daardie wonderlike beskerming en bewaring kan geniet. Lukas 23 vers 46, en Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in u hand gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. So die Here Jesus Christus, toe hy dan ook daardie woorde uitgespreek het, was dit ook die gedagte van, in u hand gee ek my gees oor. Om die woord wat gebruik word is deposit, om het veilig te bewaar. So, in u hand gee ek my gees oor. In u hand plaas ek in my gees sodat dit veilig bewaar kan word by u. Dit beteken dat die Here Jesus Christus, toe hy dit gesê het, reeds daar getuienis kom gee het, dat hy uit die dood uit sal opstaan, omdat hy in die Vader se hand is. 2 Timoteus 1 vers 12. Om hierdie rede ly ek ook hierdie dinge, maar ek skaam my nie, want ek weet in wie ek geglo het, en ek is oortuig dat hy mag het om my pand te bewaar tot die dag toe. Veilige beskerming en bewaring in daardie ene in wie ons glo, die Here Jesus Christus, in wie se hand ons veilig is.
en mag die Here vir ons ook daardeur kom seën. Kom ons bid saam. Dankie Here dat ons onder u beskerming en bewaring dan ook kan wees as weergeborenes en dat ons daardie getuienis ook uit die woord ontvang.